aardige grond en de geregte in die hemel uitgespreid. Ek het het gespreek, ook hom geroep. Ek het hom laat kom en in sy weg sal hy voorspoedig wees. Kom julle nader na my toe. Kom nader na my, hoor dit. Ek het van die begin af nie in die geheim gespreek nie. Van die tyd af dat dit gebeur is, ek daar. En nou het die Here my met sy gees gestuur. Kom nader, sê die Here. Die Here gaan jou roep aan my mama of my suster of my broer. Hy gaan jou roep. Hy gaan jou roep. En hy gaan jou roep. En dan word sy stem stil. En dan hoor jy nie weer 'n woord wat sê bekeer jou nie. Dan word die bekering nou stil. Want die Bybel sê gaan 'n tyd kom waar die Here nie weer gaan roep nie. Dan gaan 'n tyd kom wanneer die Here sy stem stil maak. Dan is dit 'n tyd wat die ding gaan draai. Dan kom roep jy nou na die Here. Dan die Here sê, wanneer jy roep na my, dan sal ek jou nie luister. Want toe ek nog geroep het, toe luister jy nie na my nie. So vanmôre roep die Here nog. Hy roep nog na jou. Want daar is nog tyd vir jou om terug te keer tot die Here. Maar dan net sy stem word stil. En jy sal in nood in my geliefde. En jy roep die Here. En hy antwoord jou nie. Geliefdes, die kinders van die Here, Passoes, die duivels, die toornaars, die oorspellige geslagte, almal, die sataniste, almal van hulle identifiseer 'n bekeerling deur die merk van die vuur. Jy gaan ook hoor ander mense wat jou sê, ek gaan nie na daai mense toe nie. Want die gevaar, daar's 'n brandmerk op die persoon se lewe. En die Bybel homself weet dit. Hy kom nie naby 'n gesalfde van die Here nie. Van die Here die Bybel gewaarsku en sê jy raak my gesalfdes nie aan nie. Ek doen my profete geen kwaad aan nie. My oogappels gaan jy niks aan doen nie, Satan. So die Bybel weet. Hy moet wegbly. Weet nie wat die gawe het. Is 'n gawe die mense. Is 'n gawe wat vir ander mense niks red nie. Maar bekering is 'n kosbare gawe. As jy nie het nie, moet jy hom soek, my suster. Hy kan vir jou baie beteken. Ek sê nie bekering gaan vir jou ryk maak nie. Ek sê nie bekering gaan vir jou lewe oornag verander nie. Maar een ding wat ek jou kan waarborg, bekering gaan jou red. Bekering gaan jou red uit die mag van die Here. Hoor gou mooi as ons klaar met ons boodskap. Ek lees vir die pastor, die laaste paar. Die Here sê, en nou het die Here my met sy gees gestuur. Hoor mooi, wat maak die Here? Hy stuur hom nie in sy eie hoedanigheid, maar hy ros hom toe met die krag van die Heilige Gees. So pas soos wanneer jy bekeer is, dan is jy 'n verbond met die Heilige Gees. Jy spreek nie uit jou eie beurt toe, maar jy spreek onder leiding van die Heilige Gees. Want jy het nou die Heilige Gees by jou. Nou lewe breek nou die Heilige Gees uit. Nou lewe blyk die vrug van die Heilige Gees uit. Want die Here sê ek het jou gestuur met my Heilige Gees. En mense, ek wil nie vir jou jokkie nie. Jy gewaar het baie gou wanneer iemand dit nie het by hom nie. Jy kan dit baie gou sien. Hierdie ou kort iets. Pastor Jason kort iets. Hy het 'n mooi woord, maar iets ontneem hom. En dis die krag van die Heilige Gees. Die krag van die Heilige Gees. Met ander woorde, Pastor, as ek bekeer tot die Here, dan maak ek 'n ontmoeting met die Heilige Gees. Dan beveel in die realm van die